Wat sal 'n opstanding Sondag nie wees sonder Matteus 28 nie? Theo het hom gelees nou, maar ek lees hom weer vanaf vers 5 tot 7 sê dit: Maar die engel antwoord en sê vir die vroue. My vreemd dat hy sê vir die vroue, dat daar net vroue daar was. So daar's krag, en ek het dit al voorheen gesê, wanneer vroue opdaag. Nou moet die vrouens sê amen. Daar's krag wanneer vrouens opdaag. En ek staan 100% teen predikers wat sê daar's nie plek vir vrouens op die kansel en in die kerk en in leierskap. Want daar's krag wanneer vrouens opdaag. En die eerste mense wat bereid was om Jesus se liggaam te gaan versorg, was die vrouens, geen mans nie. Ek wonder wat was die mans besig om te doen? Seker besig om te huil. Maar dit sê vir die vrouens, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Beteken Jesus is reeds op Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle gesê, sê hierdie engel aan hierdie vroue. Kom ons bid net so saam. Dankie Here dat ons hierdie dag kan herdenk van Jesus wat leef. Maar dis nie net Jesus wat leef vir homself nie. Jesus leef vir my en vir elkeen van ons. Dankie dat die dood oorwin is. Dankie dat U leef en daar krag is omdat U leef. Dankie dat U tussen ons beweeg, aktief betrokke in ons lewens. En ons vra Here dat U vanoggend se woord sal seën, dat ons geestesore sal oop wees vir dit wat U vanoggend vir U kerk wil gee op hierdie opstanding Sondag. Here, want wat 'n blye Sondag. In Jesus naam. Amen en amen. Ek wil graag hierdie met julle deel in die kernskrifvers vir vandag sinne. So die hele tema vir die naweek is die kroon. En Vrydagoggend se kroon hierso in die kerk kon 'n mens die pyn beleef. En wat 'n amazing beeld om vandag hier in te stap en geen pyn te sien nie, geen doring te sien nie, geen somber oomblik nie. Jy beleef koningskap. Jy beleef die kroon. Net 'n grappie en julle gaan dit nou soos as ek vir jou sê KFC is 'n mannetjie, sy das is 'n mannetjie, kan jy dit nooit weer aansien nie. So gister ry ons kar staan hier buite en Rika is hier besig in die kerk en Malan sê, "Pappa, hoekom is dit mannetjies wat mekaar se hande vashou?" Soos dit is nie, dis 'n kroon, Malan. Maar so amazing beeld. Moet asseblief nie die mannetjies nou sien nie, sien die kroon. Maar 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25. En is so 'n bekende skrifvers en daar's al baie preke oor dit gepreek en ek wat 'n hardloper is, hou van hierdie skrifvers. Hy sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop? Ons almal hardloop op die baan. Maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so dat jy dit sekerlik kan behaal. En elkeen
wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Dit sê, wanneer jy hierdie wedloop van die lewe hardloop, onthou vir Jesus. Word herinner aan Jesus. Dan sit 'n streepietjie, dit sê, in as. Hulle nogals, hierdie ouens wat hierdie net wedloop hardloop, 'n normale wedloop hardloop, hulle kry 'n verwelklike krans. Hulle ontvang hierdie verwelklike krans. Maar ons, wat die wedloop van die lewe saam met Jesus hardloop, ons ontvang 'n onverwelklike kroon. So dis vreemd, en ek het dit Vrydag ook genoem, dat 'n krans verlep en vergaan. Jesus se doringkroon, gelukkig vir ons, het ook verlep en vergaan. Maar toe hy opstaan, toe is daar 'n kroon op hom gesit, maar daardie kroon hou hy nie net vir homself nie, hy sê, dis vir jou ook. En ek gaan na 'n storie toe, en as party ouens nou hierdie storie hoor, dan is hulle soos, ja, pastoor, maar hoe pas jy hierdie storie in by die kroon? En is die storie van Ester. Nou as jy die hele storie van Ester gaan lees, dan kom daar 'n gedeelte voordat Ester gekroon is, koningin Vashti. En sy was koning Ahasveros se koningin. Maar sy is opstandig teen die koning. As gevolg van, ek glo sy het in haar reg opgestaan. Maar sy is opstandig teen die koning, en daardie tyd mag jy nie opstandig, jy moes onderdanig wees aan die koning. Nie die onderdanigheid wat ons in die Nuwe Testament lees, wat die vrou moet wees nie. So sy moes net ja en amen vir alles wat hy vra. En toe sy opstaan, toe sê hy, tot hier toe en nie verder nie. En as 'n mens dan dit deur die lens van Jesus kyk, as ons opstandig raak teenoor die koning van die konings, dan wag daar vir jou baie teëspoed in jou lewe. Dan haal jy jou eie kroon van jou kop af. Maar so mooi hierso, Mordegai is haar oom, maar Ester het haar ma en pa baie vroeg in haar lewe verloor, en hy neem haar toe aan as sy dogter. Maar koning Ahasveros het toe gegaan en gesê, ek wil 'n nuwe koningin aanstel. En hy sê toe, jy mag jou CV kom ingee. En hy het 'n paar vereistes. Koning Ahasveros was 'n weirdo. En hy sê toe, dit moet 'n mooi vrou wees, dit moet 'n vrou van aansien wees, en daar kom toe 'n klomp CV's vir hom in, en vrouens daag op en sê, ek wil graag, want, ja, wat 'n vrou wil nie 'n koningin wees nie. En Mordegai kom te hoor daarvan, en hy doen namens Ester aansoek, en hy sê, Ester, jy moet aansoek doen. En dit lees in Ester 2 vers 17. En dit sê, en die koning het Ester lief gekry. En as 'n mens dit in die lens van Jesus, uit die lens van Jesus lees, dan kan jy jou eie naam daarin sit by Ester. Die koning Jesus, het Bion lief gekry, bo al die mense. Want hy het my lief. Jy kan jou naam daarin sit, hy het jou ook net so lief. Meer as al die mense, meer as al die vrouens in hierdie skrif sê dit. En sy het guns en welwilligheid voor hom gevind. So as jy dit lees en sê, die koning het Bion lief gekry bo al die mense, en hy het guns en welwilligheid voor hom gevind, meer as al die jong mense. En dan sê dit, en hy het die koninklike kroon op haar hoof gesit, en haar koningin gemaak in die plek van Vashti. Nou as jy na hierdie skrif kyk, sy het nie eers aansoek gedoen nie.
Sy was voor die mense 'n jong meisie sonder ouers wat deur 'n aanneem pa grootgemaak is, geen bloedlyn wat royal is nie. So daar is nie eers volgens die mens se oogpunt dat sy 'n kans het nie. Al kans wat sy het is sy's mooi. En dis al wat koning Ahasveros wou gehad het. Maar so volgens die mens het sy geen aansien gehad nie om koningin te word nie, maar God het haar guns gegee. Dit sê, en sy het guns en welwilligheid by hom gekry. En daai guns en welwilligheid kom nie van mens af nie. Dit kom van God af. Nou as jy die hele storie gaan lees in Ester 2, dan sien jy hoe Mordegai voor die paleis staan en wag om te hoor. Want hy het 'n dringendheid gehad. Hy weet dit gaan sy wees. Het ons nog 'n dringendheid om te hoor? Daar is nog 'n siel wat tot bekering kom en nog 'n kroon ontvang van Jesus af. So sy het by geen mens het haar kans gegee nie, maar God het haar daardie guns gegee. By Jesus toe hy gekroon is as koning, en ons het dit Vrydag gesê, in 'n spottende manier, het mense hom nie erken nie. Mense wou hom nie as koning sien nie. Die skrifgeleerdes en fariseërs, hulle almal. Hulle wou hom nie sien as koning nie, hulle het hom in 'n spottende manier 'n kroon op sy kop gesit. Maar God stuur hom as koning van elkeen van ons se lewens. En hy sê, ek sit 'n kroon op jou kop. En ek maak jou koning, sodat jy vir hierdie mense kan sterf, aan 'n kruis, opstaan op die 3de dag, en kan heers as koning, soos wat ek jou gestuur het, sodat ons gered kan word. Jesus verruil sy koninklikheid, Jesus is koning, hy verruil sy koninklikheid, sodat ek en jy daardie koninklikheid kan hê. En daardie kroon is 'n ewigheidskroon, wat nie gaan verwelk nie. Al wat dit kan laat verwelk, of jou kroon van jou kop afhaal, want as die kroon van die kop af is, dan heers jy nie meer as koning nie, is sonde. Maar omdat Jesus vir ons gesterf het, as jy bereid is om jou sonde neer te lê, dan is jy dan 'n koning in jou reg, en jy kan daardie kroon met ander ook deel. So daar's 3 krone wat ek glo ons gaan ontvang. Van hulle ontvang jy hier op aarde, as jy Jesus Christus aanneem. En daardie krone, die eerste ene lees ons in 2 Timoteus 4 vers 8. Dis die kroon van geregtigheid. Paulus skryf, hy sê, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regter, regverdige regter. Want hy sien nou net, hy sien dat daar onregverdige regters wat Jesus gekruisig het. Hy sê, daai kroon wat weggelê is van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. So wanneer ontvang jy hierdie kroon van geregtigheid, sê Paulus, hy sê, wanneer jy sy verskyning liefhet. Sy verskyning uit die graf uit, sy verskyning tot jou as sondaar, sy verskyning tot ons wanneer hy terugkeer, dan ontvang ons die kroon van geregtigheid. 2 Korintiërs 5 vers 21, dit sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak is, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus neem die totale las van sonde op hom, op daardie kruis,
Vrydag. Die totale gewig, as jy verstaan wat die totale gewig van die mensdom se sonde was, dan verstaan jy wat het hy deurgegaan. As jy daardie sonde las kan verstaan. En hy reken ons geregtig omdat hy daardie sonde hy wat geen sonde geken het nie, neem daardie sonde op hom. Hoekom? Want hy wil nie die kroon vir homself hou nie. Hy wil die kroon vir elke een wat hom aanneem, wil hy daardie kroon van geregtigheid gee. Jesus neem ons sonde in die vorm van die doringkroon en ons ontvang sy geregtigheid en redding. Die kroon van geregtigheid ontvang ons omdat hy daardie sonde op hom geneem het. Die tweede ene is die kroon van heerlikheid en ons het nou die dag geopende heerlikheid het ons 'n paar weke oor gesels. So the crown of glory, ons sing, daar's 'n paar liedjies oor the crown of glory. Die kroon van heerlikheid. Hierdie heerlikheid lees ons in 1 Petrus 5 vers 4. Wanneer die hoofherder, kyk die hoofherder is in 'n hoofletter. Wanneer Jesus verskyn, wanneer hy terugkom, sal julle deel kry aan sy heerlikheidskroon wat nooit vergaan nie. Julle sal deel kry aan sy heerlikheidskroon wat nooit vergaan nie. Want hier op aarde vreet mos en roet al hierdie dinge op. Maar as ons daardie kroon op onsself neem, opvat en ons doen dit dat ons saam met hom, wanneer hy tevoorskyn kom, sy totale heerlikheid beleef. En ons sien dit in Jesus se vorm in Hebreërs 2 vers 9. Ons sien Jesus en as jy net Jesus in oog het, hier voor jou het en net op hom gefokus is, dan sal jy daardie heerlikheidskroon ervaar in Hebreërs 2 vers 9. Ons sien Jesus met heerlikheid en eer gekroon. En daardie heerlikheid en eer gee hy vir jou as kind van die Here, om daardie kroon ook te dra, sodat jy kan heers as koning of koningin. As gevolg van Jesus, wat met heerlikheid gekroon is ons so, dat ons daardie kroon verkry, het ons die reg om daardie kroon op ons te neem, die heerlikheidskroon. Hierdie ene is ene wat ons as kinders van die Here op onsself kan vat as jy Jesus aangeneem het. En dis die kroon van die lewe. Jakobus skryf in hoofstuk 1 vers 12, hy sê, salig is die man wat die versoeking verdra. Salig is die man wat die versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So hierdie is die kroon wat jy op aarde sal ontvang. Mense sal sien, jy het royal bloed. Wat is royal in Afrikaans? Koninklike bloed. Mense sal sien, en mense vra gereeld, ja, maar hoe weet mense ek is 'n kind van die Here? Hulle sal dit sien. Hulle sal dit beleef. Daar's iets aan, is nou 'n wêreldse koning, maar King Charles, jy kan hulle almal sien, behalwe die jongste seun. Maar jy kan aan almal van hulle sien, ewen toe Kate getrou het, skielik is daar 'n aansien in haar. En mense kan sien, hier's 'n koningin, hier's 'n koning, hier's 'n prins, 'n prinses. Skielik is daar iets aan hulle. Hulle is anders. En dit is wanneer iemand waarlik Jesus aanneem en hy daai kroon van die lewe ontvang,
want hy het Jesus lief met alles in hom, dan sê mense, wat's anders? Sonder dat jy iets sê, sonder dat jy mense beleef net, daar's koninklikheid aan jou, want jy het daardie kroon ontvang, want dit sê soos wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. En ons lees dan in Openbaring, so Openbaring is 'n boek oor die eindtyd. Baie min mense wil dit graag lees. Maar ek wil jou aanmoedig, lees hom maar, want die tyd is naby. En jy moet weet wat gaan gebeur. Maar dan sê Openbaring 2 vers 10, en is vreemd vir my dat dit hierso dit sê, en toe Jesus opstaan, toe sê die engel vir die vroue, moenie vrees nie. En hierso sê dit, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Vrees nie. Vrees nie vir niks wat jy sal ly nie. Hy sê, kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. Nou as jy daardie skrif lees, waar is hy nou? Dit sal konstant 'n beproewing wees. Die wedloop is 'n beproewing tot 'n fikse liggaam, 'n geestelike fikse liggaam. En sal jy daardie kroon ontvang? Dit sê, so die duiwel, Jesus beproef nie mense nie. En ek het dit Vrydag ook gesê, daar is nie 'n bloedlyn vloek meer as jy Jesus aangeneem het nie. Die dag wat jy Jesus aanneem, dan word daardie bloedlyn vloeke gekanselleer. Maar dit sê, die vyand, want hy's die heerser op hierdie aarde, hy gaan jou beproef. En daardies wat kan staande bly, sê Openbaring, hy sê, en dis nou die eindtyd, dis waarin ons nou leef. Dit sê, as jy daardie beproewing, hy sal jou op die proef stel, hy sê, wees getrou tot die dood. Moenie toelaat, dat hy daardie kroon by jou kom steel nie. Hy sê, en as jy getrou is tot die dood, ek sal jou die kroon van die lewe gee. So jy ontvang 'n kroon, dit beteken dalk, ons sal 'n beter kroon kry. Ons sien dit nou fisies, maar jy sal 'n kroon van die lewe ontvang, as jy getrou bly tot die dood. Die Engelse vertaling, die Passion Translation sê, do not yield. So as jy by 'n yield sign kom, moenie eers afslek nie. Do not yield to fear. Ry 120 km/h deur die draai. Moenie afslek nie. Do not fear in the face of the suffering to come, but be aware of this. Wees attent op die vyand se planne. Weet wat hy gaan doen. En dan sê hierdie ene, hy sê dubbelpunt. The devil is about to have some of you thrown in prison to test your faith. But remain faithful to the day you die. And I will give you the victor's crown of life. So dit sê, moenie eers afslek tot die planne van die vyand nie. Moenie toelaat, laat hy by jou deur kom klop nie. Moenie eers vir hom kans gee, om aan jou tafel te kom sit nie. Want al wat hy wil doen, is hy wil twyfel saai, en hy wil daardie kroon wat jy ontvang het, die kroon van die lewe, wat jy ontvang het die dag toe jy Jesus aanneem. Dis 'n kroon wat nie, ons praat nie van 'n fisiese kroon nie, dis net 'n voorstelling vandag. Jou geestelike kroon, wat jou koninklik maak. Daardie kroon, dat jy dit sal ontvang die dag wat jy faithful staan, getrou bly tot die dood toe. Ek wil vra dat jy jou oë sal sluit.
Dankie Here dat U hierdie kroon vir ons gee. Dat U daardie doringkroon gedra het, verdra het. Here, al het daardie soldate dit in 'n spottende manier gedoen, het U op daardie dag aan ons gedink. Here, want U het geweet dat ons, wanneer ons saak met U regmaak, dat ons in U bloedlyn gaan wees. Here, en dat ons as konings en koningin kan heers. Here, die dag wat ons saak met U regmaak, is daar iets wat gebeur in die gees. Here, maar mag ons getrou bly tot die dood toe. Mag ons aan U vashou. Here, en as twyfel by ons deur kom klop, as vrees by ons deur kom klop, mag ons staande bly tot die aanvalle van die vyand. In Jesus naam. Amen.